Goeiedag, baie welkom. Ons is in hierdie week in die gedeelte, die 20ste gedeelte, Dylan Tsetsawe, wat beteken jy moet hulle beveel. En die gedeeltes wat ons saam bestudeer is van Eksodus 27 vers 20 tot Eksodus 30 vers 10, in die halfdraag gedeelte in Esegiel 43 vers 10 tot 27 en 1 Samuel 15 en dan in die Nuwe Testament Hebreërs 13, Matteus 5. Tsetsawe is die 20ste gedeelte uit die woord en beteken jy moet hulle beveel. Soos wat Abba Vader vir Moses sê in Eksodus 27 vers 20, jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie, vir die kandelaar bring, vir die menorah moet bring. En hierdie lamp, hierdie kandelaar, hierdie menorah moet gedierig deur brand. Hy moet nooit doodgaan nie. So Abba Vader beveel. En hierdie gedeelte wat ons saam bestudeer, gaan verder oor die instruksies van die bou van die tabernakel. Ons het laasweek daarna gekyk, en dan fokus dit ook oor die persone wat hierdie amp betree, hierdie priestersamp, wat in die heiligdom, daar waar Vader saam met die kinders van Israel gewandel het, bedien. Maar 20, dan is die 20ste parasha, 20 verteenwoordig ook 'n siklus van volledigheid, 'n perfekte tydperk van wag. En is eintlik amazing, Dylan, want hulle kom uit Egipte uit en nou stel Abba Vader vir hulle voor. Hulle is gered deur die bloed van die lam. Hulle is deur die doop van die Rietsee. Hulle het manna ontvang, hulle het water by die rots ontvang en nou sê Abba, hoorie, nou is julle gereed om hierdie dienswerk te doen in my koninkryk. Nou Dylan, kom ons kyk na die Hebreëse piktogram prentjies van die woord Tsetsawe. Ek dink dit bestaan uit 4 letters, nie? Yes, so hoef ons kyk na 4 letters. Eerstens die Taf, Tsadai, Waf en Hy. Nou die eerste letter waarna ons kyk is die Taf, en sy oorspronklike prentjie is 'n kruis, 'n simbool wat direk verbind is met Yeshua. In Openbaring 22 vers 13 sê Yeshua, ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde. Hierdie patroon word ook weerspieël in die Hebreëse alefbet, waar Alef Abba se alomteenwoordigheid en soeke verteenwoordig om met ons in verbond te wandel, en Tav wat die laaste letter is, die kruis is, die vervulling deur Yeshua. Dit is vir my net interessant, Dylan, want Yeshua sê ek is die Alef en die Tav, en dan die prentjie van die Tav is die kruis. So Yeshua sê ek is die kruis. So daar waar daar sekere woorde verkondig word dat die kruis is, Yeshua sê ek is die kruis, daarom sal ons 'n kruis dra. Dis 'n prentjie, dis 'n merk. Nee, dis 'n merk. En Tav kom presies ook 3 keer as 'n woord voor in Abba se woord, wat volmaaktheid en goddelike orde aandui. Ons sien byvoorbeeld in Esegiel 9 vers 4 word dit as 'n merk of 'n seël beskryf, wat die beskerm wat Abba Vader eer. Ons sien ook in Esegiel 9 vers 6, sien ons weer hierdie ernstige betekenis, net die wat gemerk is, sal gespaar word. En hierdie teken van verbond, die kruis, bind ons aan Yeshua en word bevestig ook in 2 Korintiërs 1 vers 21 tot 22 wat sê, Jotewawwe het ons gesalf, sy seël op ons geplaas en sy gees gegee. So Taf is dus nie net 'n letter nie, maar 'n kragtige teken van Abba Vader se verbond en ons verlossing in Yeshua. Dit is my so mooi, en wie wil nou nie daai teken dra nie? Ek meen, as hulle in Esegiel 9 daardie teken op hulle voorkoppe gedra het, ons weet in die eindtyd gee die vyand ook 'n teken, die 666, wat ook gedra gaan word. Ek dra eerder die kruis op my as die letter van die vyand. Wat ook net vir my so mooi is hoe Abba Vader vir ons so intentioneel wys hoe mooi sy taal is, of hierdie Hebreëus is. En dis hoekom dit so voorreg is om dit te bestudeer, want jy kan soveel sien in wat Abba Vader al van die begin af vir ons gee, dat hy beplan vir sy seun wat vir ons kom. Presies. En natuurlik, die letters, die ou raak het so weggevoer daarmee, want daar's sekere profetiese aksies wat 'n ou moet doen. En ons gaan kyk nou na die priesterlike klere ook wat gedra word, wat Abba Vader gee, maar ook die merk kan ons dra. Ons moet die merk dra, dat ons moet nie skaam wees om te verkondig. Yeshua sê, as julle skaam is vir my, gaan ek skaam wees vir julle voor Abba Vader. Maar dit bring ons by die tweede letter, die Tzadi. Dis die 18de letter van die Hebreëse alefbet, en het 'n numeriese waarde van 90. Hierdie getal het 'n besonderse betekenis, aangesien dit in Genesis 17 vers 17 uitgebeeld word in verband met geestelike volwassenheid en getrouheid, deur die 90-jarige Abraham en Sarah wat op Jotewawwe se beloftes van 'n seun moes wag.
Die getal 90 herinner ons aan die belangrikheid en vertroue en afhanklikheid van Abba Vader en hoe Abraham en Sarah hulle eie planne gevolg het. Dit het gelei tot die geboorte van Ismael wat konflik gebring het. Jy sien baie keer hardloop ons vooruit met die planne en die drome wat Abba Vader in plaas van om te wag, nê? Soos wat hier is die 20ste parasha. So die letter Tzadi word dikwels beskou as 'n mens wat neerbuig op sy kant, op sy sy, wat 'n beeld van nederigheid en afhanklikheid in Yod-Heh-Waw-Heh uitbeeld. In Esegiel 4 vers 4 tot 6 en ander gedeeltes van die Bybel sien ons hoe mense soos Joshua en Elia neerbuig om Abba Vader se leiding te soek. Hulle het ook hulle skoene uitgetrek, Moses en Joshua, dis daardie neerbuig en ontzag voor Abba Vader. As jy jou skoene uittrek, is dit 'n prentjie van surrender. So, Tzadi weerspieël 'n hart van nederigheid en afhanklikheid in Abba Vader se wil. Die letter Tzadi is ook verwant aan die woordjie Tzadik, wat regverdigheid beteken. En dit wys na regverdigheid wat in die karakter van 'n mens is, wat in nederigheid en afhanklikheid van Abba Vader lewe. En baie kere verstaan ons hierdie geregtigheid nie altyd so lekker nie. Geregtigheid, om in geregtigheid voor Abba Vader te staan, is juis, as ek in geregtigheid voor Abba Vader staan, het ek juis klaar neergekniel, my sondes bely voor Abba Vader, en het neergelê en berou daaroor. Die oomblik as ek dit klaar gedoen het, staan ek in regverdigheid voor Abba. En dit sien ons in Abraham en in Noag se lewe, want hulle was mense net soos ons, hulle het sonde gehad. So in Jesaja 33 vers 15 tot 16 word die belofte gegee dat die regverdige wat sy hart in afhanklikheid van Abba Vader bou, veiligheid, voorsiening en beskerming, hulle sal hierdie veiligheid, hulle sal hierdie voorsiening en beskerming van Abba Vader dit is soos om saam met Abba Vader te wandel onder sy sambreel van voorsiening en beskerming. In kort, symboliseer Tzadi die afhanklikheid in Abba, die regverdigheid wat uit die verhouding met hom spruit, en die nederigheid, die gereedheid wat hy vir ons elkeen het. So Dylan, dit bring ons by die derde letter van hierdie week se gedeelte, en dit is die letter Wav. So ons is by die letter Wav, wat die 6ste letter in die alfabet is, en dit bring ons by die betekenis van verbinding en 'n anker. Nou die oorspronklike prentjie van die Wav is die van 'n spyker of tentpen wat twee dinge mekaar verbind. In die konteks van die tabernakel het die tentpenne die tentstruktuur in die grond geanker, en in die konteks van Yeshua het die spyker wat deur sy hande en voete geslaan is, die hemel en aarde mekaar verbind en 'n pad geskep vir die mens om met Abba Vader in verhouding te wees. Dit is vir so mooi, nee, hierdie prentjie van hierdie tentpen, en Abba het sy tent, sy tabernakel, dis eintlik sy suka, het hy kom maak tussen almal, en dit was vasgepen in die grond. En daardie pen verwys na Yeshua wat die prys betaal het. Dit is as gevolg van Yeshua wat die prys betaal het, dat Abba by ons kan wandel, nee. Absoluut. En wat die vyand gedink het, hy gaan gebruik om dood te maak wat Yeshua se doel was, het Abba Vader 'n weg mee gemaak om ons met hom te verbind. Amen. In Genesis 1 vers 1 kom hierdie letter Wav voor in die 6ste woord, Ve'et, wat en is, wat weer dui op hierdie verbinding, want en verbind twee kontekste aan mekaar. En hierdie simboliek is sterk verbind met die feit dat die mens op die 6ste dag geskep is en Abba Vader se plan vir verlossing al van die begin af beplan is. Yeshua is gekruisig en simboliseer die vervulling van hierdie verbinding. Nou deur die letter Wav sien ons 'n duidelike parallel tussen die mens wat geskep is en die kruisiging van Yeshua, wat alles moontlik maak vir ons om 'n intieme verhouding met Abba Vader te staan. Hierdie letter herinner ons aan die intensie van Abba se plan wat vanaf die begin in sy woord in werking is. Dit bring ons dan by die 4de letter van hierdie week se gedeelte wat genoem word Tetzaveh, en dit is die letter Hy. Die letter Hy is die 5de letter van die Hebreëse alfabet en dra die betekenis van genade. Ek het so in die week het ek iemand gehad wat sommer net gekom het wat deur 'n moeilike tyd gaan en saam met my gesels, en ek bly in Watent nommer 5 en die persoon het voor ons huis gestop, en voor ek nog uitgekom het om die persoon te kry, toe die persoon die 5 sien, toe sê Heilige Gees,
Abba se genade is met hulle. En dit is so amazing, as ons die letter 5 sien, en dit is die letter, hy is hierdie letter 5, en dit is hierdie genade, wat sentraal is in die verhouding tussen Abba en sy kinders. En dit kom reg deur die woord voor. En die getal 5 is dikwels beskou as 'n simbool van genade. So byvoorbeeld in Matteus 14 vers 17 het Yeshua 5 broodjies geneem om 5000 mense te voed. En in Matteus 25 vers 15 is 5 talente gegee aan die een wat dit op 'n wyse manier gaan vermenigvuldig het. Die letter hy bestaan uit 2 dele, dit is 'n jot en 'n dalet, wat gesamentlik die woordjie yad, wat hand vorm. Dit vorm die woordjie yad, wat hand beteken. So wat die idee beklemtoon is, dat ons as mens, Abba se genade moet aanneem. Sy genade is vir ons genoeg. Dit is 'n uitnodiging om sy genade aan te gryp, want die hand is 'n simbool van aksie en aanvaarding. Die letter hy verskyn die eerste keer in Genesis 1 in die naam van Abba Vader Elohim, wat vir ons wys dat genade die sentrum van alles is wat Yod-Heh-Waw-Heh geskep het. Die piktogram van hy wys 'n man wat sy hande ophef. Dis die prentjie wat geskets word. Iemand wat sy hande ophef, wat verteenwoordig hoe ons in afhanklikheid van Abba Vader se genade, moet staan. En soos Moses wat sy hande uitgestrek het na die hemel in Eksodus 14 vers 21, kan ons Abba Vader se genade ontvang wanneer ons geloof na hom toe uitreik. Dan so as jy kyk na hierdie letters van hierdie week se gedeelte, wat se prentjie skilder Abba Vader vir jou? So Roef, as ons kyk na hierdie taaf en kyk na die week se parasha gedeelte of die week se gedeelte, sien ek Abba Vader gee vir sy kinders die instruksies om olie te bring, en vir die priesters gee Abba Vader die instruksie om die lampe van die menorah vol te hou. En Abba Vader gee die instruksie oor die priesterlike klere en die wierookaltaar. Abba Vader gee ook sy heilige priesterdom opdrag om aktief in sy teenwoordigheid te wees, om met hom intiem in verhouding te wees, en 'n manier om hulle gehoorsaamheid en liefde aan hom uit te beeld. Nou die werke kon slegs plaasvind nadat die versoening vir hulle sonde gemaak is. En net so het Yeshua die hoëpriester op die kruis vir ons sondes betaal, sodat ons sy heilige priesterdom kan wees, waar ons dan in dade, sodat ons dade vir hom 'n soetgeur kan wees. Ons dade, vir hom 'n soetgeur kan wees. So Dylan, net, ekskuus ek val jou daar in die rede, maar net vir my 'n prakties, hoe hierdie vir my beteken. Ons het baie kere, omdat ons op die Shabbat, het ons hierdie Shabbat-dienste, en dan is daar mense wat sê, maar hoekom werk daai persoon en daai persoon op die Sabbat by die kerk? Sien jy die werk as 'n priesterdom, as 'n werk, vergelyk jy dit met die wêreldse werk? Abba Vader sê, op die Sabbat moet ons nie dit wat vir ons inkomstes bring, daai werk doen nie, maar wanneer ons gered word deur die bloed van die lam, en ons kom in die diensbaarheid van Abba, dan is dit 'n ander, dan is ons diensbaar in sy koninkryk, so, en dit doen jy met 'n hart, met 'n blessing. Jy doen dit nie omdat jy wil geld verdien nie, jy doen dit omdat jy eintlik Abba se genade ervaar, en jy doen dit uit liefde uit, en dis eintlik wat jy vir ons sê, nie? Ja, so dis 'n reaksie op Abba se genade, dat jy wil reageer in diensbaarheid. Absoluut. En dan deur die bloed van die lam kan ons uit 'n plek van gehoorsaamheid en liefde dan bedien en Yeshua se hande en voete wees. En ons kan ook sien hoe Yeshua in die prentjie van die menorah is, want hy is die lig van die wêreld. Ons weet ook met die priesters wat die efod gedra het met al die edelstene op sy bors, om vir hele Israel aan te tree, het Yeshua ook as die hoëpriester, het hy hierdie prentjie kon vervul, deur vir die hele wêreld se sondes in te tree. Yeshua dra elkeen van ons op sy hart, en het versoening gedoen vir my en jou, sodat ons gebede en ons werke in sy koninkryk 'n soet geur kan wees vir Abba Vader. Roef, dan sien ek ook die letter Tzadi in die week se gedeelte, met die opdragte wat Abba Vader aan Moses gee in die week se gedeelte, weet ons dat Abba Vader dit net soos hy dit sê, uitgevoer wil hê. So hy soek daardie bereidwilligheid. Ja, en hy, dis die amazing Vader wat ons het. Hy sê, hoorie, so as julle my wil nader, as jy, ek dink net aan hierdie prentjie van die tabernakel, en ons weet dat hy is omhein met hierdie wit heining, en almal bly buite in hierdie swart tentjies. Hulle was so swart want dit was van vel gebruik.
So nou kan jy vanuit die wêreld uitkom Abba Vader se teenwoordigheid in, deur die prys, Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe, deur die prys wat Yeshua betaal het, en dan kan jy diensbaar wees in sy koninkryk. As jy wil diensbaar wees in sy koninkryk, kan jy nie met jou idees van daar buite kom en kom diens en dinge wil kom doen in sy koninkryk, soos wat jy doen presies soos hy sê. En dit is wat 'n soet geur is vir hom. Absoluut, en dis die prentjie van die Tzaddius om net te doen wat hy sê, so gehoorsaam te wees. Ek bedoel, Abba Vader is so duidelik in hierdie instruksies. En hy wil hê sy heilige priesterdom moet daardie bereidwilligheid hê om daagliks ook die menorah se lampe te laat brand. En net soos ons dit in vandag se lewe moet interpreteer, is dit om daagliks ook sy lig te laat skyn, daagliks om te verteenwoordig in alles wat ons doen en sy woord daagliks op te tel en deel te maak van ons lewens, want dit is hoe ons sy lig helderder skyn en dit is hoe ons geloof ook versterk en dit is wanneer ons geanker is in die woord. En dit is ook wanneer ons daardie bereidwilligheid het waar Abba ons dan kragtiglik kan gebruik vir sy koninkryk. Dan roef sien ek ook in die prentjie van die waf van die week se gedeelte, Yeshua wat sy lewe op die kruis gegee het as 'n parallel met dit wat ons leer rondom die tabernakel en die priesters. Net soos die Israeliete 'n bemiddelaar gehad het in die vorm van 'n hoëpriester, is Yeshua die hoëpriester vandag. En Abba Vader leer ons dat om in sy teenwoordigheid te kom, moet daar 'n prys betaal word vir ons sondes, en wanneer ons daardie prys aanvaar en aanwend in ons lewens, kan ons oorgaan in aksie en in intimiteit saam met hom wandel. Geen werk of diensbaarheid is vir Abba Vader aanneemlik sonder die versoening van die een wat dit aanbied se sondes nie. En daarom het Yeshua die prys betaal, sodat ons deur hom by Abba Vader kan uitkom, en sodat ons werke soetgeur kan wees. Dit is my so mooi, want Yeshua is nie net die hoëpriester nie, hy is ook die lam, hy is ook die een, en dis hoekom alles gaan oor hom, nê. Roef, so kyk ons dan na die laaste letter, die hy, in die week se parasha gedeelte. So die gedeelte in Eksodus 27 vers 20 tot 30 vers 10 is 'n absolute uitbeelding van Abba Vader se hart om vir sy kinders te leer wat vir hom aanneemlik is. Dit is 'n uiteensetting van hoe hy wil hê enige iemand wat hom moet nader, wanneer jy deur die bloed van die lam nader, hom moet nader. En dit is 'n prentjie van 'n pappa wat vir sy kinders wil leer wat hom gelukkig maak en hoe hulle dit kan uitleef in hulle lewe. En dit gaan nie net oor wat Abba Vader vir homself wil hê nie, Abba gee hierdie instruksies sodat ons elkeen ons liefde aan hom kan uitleef. As hy nie vir ons hierdie instruksies gegee het nie, hoe sou ons as sy kinders ooit weet wat vir hom aanneemlik is? En net so moet ons elkeen van hierdie instrumente en kledingstukke verstaan en die diepte daarvan gaan leer, en so kan ons dit spesifiek in die parasha gedeeltes gaan leer en van gaan lees. En dit is hoe alles 'n rigtingwyser vir ons is na ons verlosser. En die interpretasie van dit alles is hoe ons Abba Vader kan bedien. Want hy is 'n God van verhouding, nê, en hy wil saam met my en jou in intimiteit saam wandel. En dit is wie hy is. Papa God, jy sien baie kere dink ons, ja, Abba het my gered uit Egipte en nou het hy vir my die beloofde, nou het hy vir my hierdie droom wat hy vir my het, nie die beloofde land. Hy het hierdie droom, hierdie purpose wat hy vir my het. En ons wil die proses partykeer jaag. Ons wil gered word en dan wil ons by die droom uitkom wat Abba vir ons het. Maar ons sien Abraham moes lank gewag het vir die belofte. Isak het lank gewag vir die belofte. Ons sien dit, dis daardie wag, is daai letter wat dis die 20ste parasha. So jy moet wag. Abba is meer besorgd oor die wandel saam met hom as die droom wat hy vir ons het. Ons moet hom ken in alles. En Dylan, as ek kyk na hierdie week se gedeelte, na hierdie letters, dan die taaf is hierdie prentjie van 'n kruis, dis hierdie merk, en so het Vader hierdie klere gegee vir die priesters. Hy roep ons as heilige priesterdom, 1 Petrus 2 vers 9, hy roep ons as heilige priesterdom, en daarom moet ons, dit moet die merk, die prys wat Yeshua betaal het, om sy heilige priesterdom te wees, dit moet 'n merk wees, mense moet dit kan raak sien, soos wat 'n lig nie weggesteek kan word onder 'n maatemmer nie. En dis wat Yeshua ons leer. Dan in die letter Tzadai,
is dit die prentjie van gereedheid. En ons moet so gereed wees om deel te wees as 'n heilige priesterdom en Dylan, soos ek altyd sê, ek sien hierdie op die 100 meter, as jy by atletiek wedloop toe gaan, jy sien hierdie ouens wat op die 100 meter, net voor daai ou sê, ready, dan staan hulle so reg, nee, ready, steady, daai ready, steady, soos wat hy boude opkom in hy wegspringblokke, so moet ons gereed wees, om diensbaar te kan wees in sy koninkryk, as 'n heilige priesterdom, en dan die letter, die waaf, die spyker, dis deur die prys wat Yeshua betaal het, dat ons sy heiligdom kan ingaan, en diensbaar kan wees in sy koninkryk, en wat 'n amazing genade, wat 'n amazing geleentheid wat ons het, om diensbaar te kan wees in sy koninkryk. Jy weet hulle, daar's 'n geboortedatum, en daar's 'n afsterdatum, en tussen het ons 'n streepie. As jy na 'n begrafnis toe gaan, het jy die geboortedatum, sien jy die geboortedatum van iemand wat gebore is, en jy sien die dag wat hy oorlede is, en tussen is daar 'n streepie. Wat sê daai streepie? Daai streepie sê genade. Ons het die geleentheid gehad om hom te verteenwoordig op hierdie aarde, as 'n heilige priesterdom, en is ek en jy, is ons besig, want dit is net sy genade, en dit is so groot voorreg. Dis hoekom Jakobus sê, jou werke, jou geloof, as dit nie oorgaan in werke nie, is in sigself dood. So, dit bring ons dan ook by die letter hy, wat hierdie hand, wat dis hierso waar ek kom en sê, maar, Abba, ek gee myself oor aan U. En dan is dit die Ruach, die Heilige Gees, Ruach HaKodesh, wat my lei en waar ek oorgee en presies net doen soos wat hy sê. Ek maak daai kledingstukke van die priester, van die hoofpriester, presies soos ons koning sê, want wie is ek? Wie is ek as die klei om die potterbakker te bevraagteken? Onthou, hy het vir ons die geleentheid gegee en vir ons die weg gebaan, sodat ons in sy koninkryk kan diensbaar wees. Hy het vir ons hierdie weg gebaan en dit is so groot voorreg om deel te kan wees. En daarom wil ons ook, Dylan, ons het gesien op hierdie Shabbatdiens, dat Abba Vader gee vir ons hierdie klere vir die priesters, maar net so gee hy vir ons vandag as 'n heilige priesterdom die wapenrusting. Die wapenrusting, en het ons nodig om hierdie wapenrusting aan te trek, want ons is in 'n geveg, ons is in 'n oorlog, ons is in Yeshua Army, en die vraag is sien ons dit as 'n voorreg, of sien ons dit as wil ons die wapenrusting gebruik vir onsself, of sien ons dit as 'n voorreg om diensbaar te kan wees in die Yeshua Army. So dit is amazing hoe Abba Vader vir ons hierdie prentjie skilder in sy letters, en hoe ons dan dit kan gaan lees in hierdie week se gedeeltes, en mag Ruach, Heilige Gees, ons elkeen, soos wat ons in hierdie week hierdie gedeelte saam bestudeer, mag Ruach ons leer, want Yeshua sê, Heilige Gees sal kom, en hy sal julle al die waarheid leer, en nog meer. So, dit is in kort, in die gedeelte van die week, mag Abba Vader jou seën, en mag hy vir jou ook wys, hoe hy jou roep as 'n heilige priesterdom en diensbaar te wees in sy koninkryk. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde, dankie vir u genade, dankie vir die prys, ja, Abba, vir die prys om u seun, u enige gebore seun te stuur, wat die prys betaal het vir my. Dis genade onbeskryflik, daarom lig ek my hande op, en wil ek net diensbaar wees, en wil ek Heilige Gees gehoorsaam. Yeshua sê, ek stuur iets beter, Heilige Gees, en Heilige Gees, ek wil u gehoorsaam, ek wil doen presies soos wat u my lei, ek wil diensbaar wees in die koninkryk, wat 'n voorreg. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom. Shalom.